Hier leer mens vinnig wat dou vir dag regtig beteken. Die uur of 2 wat die dou nog bly lê, die gesnyde lucern se blare vashou en die dag se werk lank voor die son begin. 'n Tyd wat krities is vir goeie bale. Maar soos meeste dinge hier, volg dit nie altyd die plan nie en loop sy eie koers, gedou of nie. So ons sny en bal ons eie lucern, maar dit is nie altyd genoeg vir al die skaap en bokke nie. So deesdae moet ons lucern inkoop en dit is wat ook al beskikbaar is hier rond. Of dit nou klein balkies is en of dit nou groter medium packs soos die wat vandag afgelaai word. Maar sonder groot toerusting moet elke bal met handearbeid afkom. Een vir een tot die lorry leeg is. Dis nie altyd mooi nie, maar dis okay. En dan wanneer almal moeg afgelaai is, maar die lande bly wag, beweeg ons terug na die lucern toe waar die sny weer begin. Ons het 'n paar hektaar lucern, dis opgedeel in dele sodat die natlei en die snywerk 'n bietjie makliker gaan. Nou roteer ons deur elke deel op sy beurt en hierdie is die derde snit van hierdie lande. En al is dit redelik aan die blom, staan die lucern mooi hoog en gesond. Dit is dalk nie heeltemal soos dit moet wees, 'n 10% blom en vroeë botstadium nie. Hier is ons deursigtig oor wat werklik gebeur en op die ou ende is dit goed genoeg. Hierdie spesifieke lande is geplant met Aurora lucern, 'n semi-dormante variasie. Hy het effens groter blare en goeie weerstandigheid teen peste. Ons werk vroegoggend as dit dou en wanneer die lucern effens volg oor het, sodat die blare bly sit. Dit droog en die blare val af en al wat oorbly is die stokke. So ons hark die lucern van die grond af op en gooi dit in windrye waar dit dan verder kan droog word vir bal. En sodra die lucern dan droog genoeg is, so tussen 15 en 20% volg, is dit reg vir bal. Weereens bal ons as dit gedou het, om nie al die blare af te skud tydens bal nie. Ons is hier gedruk vir tyd en vanoggend het dit te min gedou. Ons het vir 'n kort tydjie gebal so ver wat ons kon, maar dit het te vinnig te droog geraak en die lucernstof het begin opbou en ons het besluit om eerder aan te gaan en die volgende oggend verder te bal.
Bale beteken dat ons 'n bietjie kan aanhou, kos vir later en diere wat gevoer kan word. Dis wanneer die weke se natlei en groei afbetaal. Ons is dankbaar vir die lande wat ons al gevestig het en ons sien uit na die volgendes wat gesaai gaan word. Aan elkeen wat hier is met wie ons plaaslewe deel, dankie. Vir jou stuur ons groete uit die Karoo, Chris en Clarissa.